Vriende, ja, baie welkom. Ek dink daar's nie 'n lekkerder oomblik as hierdie waar ons net kan die Here loof en prys en ook net kan stil raak en sê, Vader, hier by Karoo Water, waar ons so tussen die natuur is en die mooi beleef. Dit was 'n baie lekker naweek. Ons het bietjie gaan kyk na ons verlede verhaal en ons het gaan stil staan by die hede. En ons is ook in die toekoms om te sê, maar gister en vandag en môre is God dieselfde, sal altyd dieselfde God wees, die Almagtige. En ons gaan nou by die woord ook stil staan oor die soet en die suur van die lewe en wat gebeur in ons lewens en mag ons dit ook vanoggend ons eie maak en die uitstap en sê, ek het iets om te gaan doen, iets om te gaan toepas. Ek vra dat jy so jou oë toemaak, ons gaan lekker saam kuier. En kom ons vra eers die Here se seën net op dit wat vanoggend hier gaan gebeur. Ek kyk op na die berge en ek vra waarvandaan sal my hulp kom. En die antwoord kom, my hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Here, dankie dat ons vanoggend hier kan saamkom as gelowiges, as kinders van U, en dat ons as U kinders vanoggend kom kniel voor U, die almagtige God. Ons erken, Here, U is almagtig en heilig. En ons is nietig en nederige stofmense. Here, kom seën ons vanoggend, seën ons saam wees en wees ook met ons, Here. Hierdie week wat voor lê, dinge wat gebeur, die uitdagings, die toekoms wat vir ons wag. Maar dat ons die geleenthede raak sien. Dat ons die groei geleenthede raak sien, dat ons elke oggend sal opstaan en besef, dis 'n nuwe dag wat U in ons lewens toevoeg. Genade onbeskryflik groot. Here, ek loof U vanoggend. Spreek nou ook vanoggend, Here, in hierdie diens. U kinders luister. Amen. Johannes hoofstuk 1 vers 12, maar aan almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. As jy vanoggend glo, dan weet ons, die ewige lewe is vir jou 'n werklikheid. Ek groet jou in die naam van 'n lewende God, God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees, God drie-enig, kom groet jou vanoggend. Amen. Kom ons reageer vanoggend en dan gaan ons staan en ons gaan lekker sing. Die Here is my vesting, die Here is my krag. Hy is my bron en hy is my redding, die een op wie ek wag. Die Here is my voorspoed, hy sal vir my voorsien, soos 'n pa sorg vir sy kinders, weet meer as wat ek ooit sou kon verdien. Prys die Heer. En prys die Heer, o my siel, prys die Heer, want hy is goed. Prys die Heer, alles wat lewe, prys die Heer. Prys die Heer, o my siel, prys die Heer, want hy is goed. Prys die Heer, alles wat lewe, prys die Heer. Die Here is my vesting, die Here is my krag. Hy is my bron en hy is my redding, die een op wie ek wag. Die Here is my voorspoed, hy sal vir my voorsien, en soos 'n pa sorg vir sy kinders, gee hy meer as wat ek ooit sou kon verdien. En prys die Heer, o my siel, prys die Heer, want hy is goed. Prys die Heer, alles wat lewe, prys die Heer. En prys die Heer, o my siel, prys die Heer, want hy is goed. Prys die Heer, alles wat lewe, prys die Heer. Sê weer, prys die Heer, o my siel, prys die Heer, want hy is goed. Prys die Heer,
prys die Heer. Die Heer is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar Jesus lei hy my heen. Na waters waar Jesus lei hy my heen. Baie diep sê ons, baie diep al hy my uit. Baie diep al hy my uit. Hy plant my voete op 'n stewige rots. Baie diep al hy my uit. Ons sê weer die Here. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar Jesus lei hy my heen. Na waters waar Jesus lei hy my heen. Baie diep al hy my uit. Baie diep al hy my uit. Hy plant my voete op 'n stewige rots. Baie diep al hy my uit. Baie diep al hy my uit. En as ons so in die berge is en ons het gery hiernatoe, baie van julle, dan sou julle die Swartberge gesien het en julle sou die vlaktes gesien het en julle sou besef het, maar ons aanbid 'n God wat almagtig is. En dan skryf Louis Giglio en sy mense daarvan die Indescribable skryf hulle 'n pragtige lied ook, How Great is Our God. En om dan te kan verstaan hoe groot is ons God, die almagtige. Kom ons sing dit ook, hy wat almagtig is. Wilde van die Heer, gekleed in majesteit, die hele aarde juig, die hele aarde juig. Hy kleed homself met lig, en duisternis moet vlug. Begin en die einde, begin en die einde. O groot is ons God, ons sing hoe groot is ons God, en almal sal sien, hoe groot is ons God. En eeuwe kom en gaan, en tyd is in sy hand, begin en die einde, begin en die einde. Die God uit drie en meer, o Vader, Gees en Seun, die leeuw en die lam, die leeuw en die lam. Hoe groot is ons God, ons sing hoe groot is ons God, en almal sal sien, hoe groot is ons God. Hy is die naam oor elke naam, en waardig is die Lam. My hart sal sing, hoe groot is ons God. Sê weer die naam oor elke naam, en hy is die naam oor elke naam, en waardig is die Lam. My hart sal sing, hoe groot is ons God. Kom ons sê, hoe groot is ons God, en ons sing, hoe groot is ons
ons God, en almal sal sien, hoe groot is ons God. Ons sê hoe groot is ons God, en ons sing hoe groot is ons God, en almal sal sien, hoe groot is ons God. Hy is die naam bo elke naam, hy is die naam bo elke naam, en waardig is die Lam. My hart sal sing, hoe groot is ons God. Sê hoe groot is ons God, en ons sing hoe groot is ons God, en almal sal sien, hoe groot is ons God. Hoe groot is ons God, en ons sing hoe groot is ons God, en almal sal sien, hoe groot is ons God. Kom ons sê dit weer, hoe groot is ons God, ons sing hoe groot is ons God, en almal sal sien, hoe groot is ons God. Amen. Kom ons bid so saam. Here, dankie dat ons vanoggend net kan weet, U is hier teenwoordig. En as ons dit nou sing, hoe groot is ons God, dan bedoel ons dit met alles in ons wese. U is die naam bo elke naam. En Here, U ken ons elkeen op ons name. Ons behoort aan U. En daarom, Here, wil ek vanoggend net in 'n absolute afhanklikheid, wil ek net kom dankie sê. Dankie Here vir die geleentheid, dankie dat ons as familie kan uitkom hier na Karoo Water toe. Ek kom seën Karoo Water vanoggend en hulle as gesinne woordheid werk. Here, dan vra ek vir wysheid uit die woord, kom breek dit vir ons oop, en dat ons hier sal wegstap vandag met 'n lied in ons harte, maar met die wete, ons verlosser leef. Dankie Jesus. Dankie dat ons kan sê, Maranatha, kom Here Jesus, kom gou. Dat ons kan uitroep vanoggend, Here, ons glo en ons is reg. Aan U kom toe, Here, altyd die eer en die heerlikheid tot in ewigheid. Spreek nou, Here, want U kinders luister. In Jesus naam, amen. Ja, ek wil so vir Hannes net baie dankie sê. In die eerste plek, Hannes, baie dankie dat jy help met die klank vanoggend. As hy nie die mikrofoon gehad het, sou glad nie kon sing. So baie dankie en dat jy ook jou klanksysteem opgestel het en vir ons ook opneem en vir almal wat inkyk, baie welkom en dit is lekker om saam met julle te wees. Ek gaan so uit die woord uit werk vanoggend en jy gaan saam met my na 'n klomp tekste kyk en ek wil begin met die eerste teks is Hebreërs 12, met die oog op Jesus gefestig. Daar staan dan geskryf, terwyl ons dan so 'n groot skare geloofsgetuies rondom ons het, laat ons elke las van ons afgooi, ook die sonde wat ons so maklik verstrik, en laat ons die wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop, die oog gefestig op Jesus, die begin en die volëinder van die geloof. Terwille van die vreugde wat vir hom in die vooruitsig was, het hy die kruis verduur, Jesus, sonder om vir die skande daarvan terug te deins. En hy sit nou aan die regterhand van die troon van God. As ons so begin, wil ek net sê, ons het nou die naweek gekamp en ons het begin Vrydag aand en gesê, maar ons het almal 'n verlede verhaal, ons is in die woud van die lewe. En hierdie woud van die lewe beteken dat ons 'n gister het, en daar's baie keer in die gister 'n klomp sere, daar's teleurstellings, daar's foute wat ons gemaak het, daar is slegte keuses wat ons gemaak het, en dit het 'n verruklike effek dalk gehad op ons lewens. En as ons dink aan gister en al sy foute en die dinge waardeur ons is,
dan sien ons agter ons 'n klomp bome in hierdie woud wat ons afgekap het, en van daai bome was dalk lekker bome gewees, vreugdebome, en van daai bome was seerbome gewees, slegte bome wat ons sou afgekap het, en dan staan hulle nog so uit. En as ons kyk na ons verlede verhaal, het almal nie net hierdie reguit pad geloop nie, daar was baie keer hierdie kronkelpad wat mense geloop het, en ons kon duidelik dit sien, as ons in die boom opklim, en ons het letterlik soos die skyksregter, die TMO, dat ons kan sien hier van bo af, dit is hoe my verlede lyk, en toe gaan staan ons bietjie gisteroggend stil by die hede, en ons sê maar, met watter boom is jy tans in hierdie woud besig? Wat is jou prioriteite? Wat's die dinge wat vir jou belangrik is? Wat's die dinge waaraan jy tyd spandeer? Daai ding wat nou in jou lewe al jou tyd opvat. En in die teenwoordige tyd moet ons toe kom stil staan en sê, maar is ek met die regte goed besig? Is dit waarmee ek besig is dinge wat saak maak? Het dit ewigheidswaarde? Is dit God se wil waarmee ek besig is? In my huwelik, in my gesin, by die werk, is my fokus op die regte plek, of waar fokus ek so erg en so kwaai? Wat gaan eintlik in my gedagtewêreld aan? En toe het ons nou gisteraand 'n lofprysing gehad, en ons het die Here aanbid, en ons het lank oor Charlie Kirk gesels, wat vermoor is so 'n week of wat terug, en ons het ook lank oor Dani Botha gesels, en die eskatologie, en die wederkoms, en die eindtye, en hy praat van die wegraping, en ons het lekker oor hierdie goed gesels, en ons het vir mekaar kom sê, maar glo jy in Jesus? En van Charlie Kirk, so goed wat hy gesê het is, as jy 30 sekondes oor het, vra iemand om 'n vraag, wat sal jy maak as jy 30 sekondes in jou lewe oor het? En sy antwoord wat hy gee is fenomenaal om te sê, jy moet jou sonde bely en jy moet erken, Jesus is die Here, hy is die weg, die waarheid en die lewe, en hy haal Johannes 14 vers 6 aan, om te kan sê, daar is 'n ewige lewe, wat vir ons wag. En ons het gisterand lank daaroor gesels, en ook vir mekaar gesê, maar maak dit saak wanneer dit die wederkoms is. Is jy bekommerd oor 'n datum, is jy bekommerd oor 'n tyd, want Matteus 24:36 sê, niemand weet nie, selfs die engele weet nie, niemand weet nie. Maar die punt is, jy moet reg wees, want dit kan vanmiddag wees. En ons het ook vir mekaar gesê, heel waarskynlik kan jou dood dalk intree voor die wederkoms. En ons het ook vir mekaar gesê, daar's nog 2,5 miljard mense op aarde wat nog nie Jesus se naam gehoor het nie. In baie wêreldlande is die Beatles meer bekend as Jesus. In baie wêreldlande is Lady Gaga meer bekend. En dan, in baie wêreldlande is Trump meer bekend as Jesus. As ons hierdie goed hoor, beteken dit die evangelie van Jesus moet verkondig word aan 'n wêreld daar buite wat nog nie hoop het nie. En ons getuienis moet uitgaan na 'n wêreld om te sê, maar Jesus is die antwoord. Maak nie saak wanneer daai dag en uur is nie. En as ons iets hoor van 'n verlossingsboodskap, moet jy vanoggend hier inkom en sê, maar ek kom hier in met die motief om die woord te hoor, ek kom my sonde bely, want deur my woorde, my gedagtes en my dade, het ek dalk ergens weer teen God se wil gegaan. Want ons word gebore met 'n vrye wil. En ons hoor ook na Genesis 3 met die sondeval, dat ons tussen die dorings en die dussels leef. So daar gaan gebrokenheid in hierdie wêreld wees, en seer en siekte en doodslag en slegte dinge wat gebeur, selfs met goeie mense. En om dan by daai punt uit te kom en te kan sê, ja, ons is uit die tuin van Eden uit, en nou is dit die Wille Weste daar buite. Maar waar staan jy? Glo jy dat God sy seun gestuur het om aan 'n kruishout te kom sterf vir my en jou? Glo jy dat bietjie meer as 2000 jaar terug het Jesus die verlosser op hierdie aarde geloop, die transcendente God het homself verneder en die gestalte van 'n slaaf aangeneem? En dan hoor ons dit, hy wat mens word. En daar's die soet van die lewe, 'n babietjie word gebore, en ons sê dit in Kersfees.
dis die soet van hierdie lewe, en ons sê die verlosser is gebore, en dan gaan hierdie babietjie, en hy word groter, en hy praat in die sinagoges, en hy begin te getuig, en dan besef die mense nie, dis die seun van God nie. En dan kom ons by die suurgedeelte, waar hierdie verlosser aan 'n kruis moes sterf vir my en vir jou. Jesus het ook die soet en die suur van hierdie lewe beleef. Nie net ek en jy nie. As ek kyk na die disippels, het 11 van hulle 'n geweldige dood gesterf. 11 van hulle het op 'n wreedaardige manier gesterf, omdat hulle die evangelie wou verkondig. Waarop is jou oog gefestig vanoggend? Is jou oog gefestig op Jesus, op die kruis, op dit wat hy vir jou gedoen het? En kan jy vanoggend, as ek sê, kom ons bely ons geloof, vir my sê, die Here is my herder, maar met alles in my wese. En as jy dit sê, is daar 'n komma wat sê, ek kom niks kort nie. Want as jy Jesus het, het jy alles. Dis die antwoord. Psalm 23 vers 4 sê, selfs al gaan ek deur donker diepte, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In U hande is ek veilig. Die ou vertaling het gesê, selfs al gaan ek deur die dal van die doodskaduwee, U herderstaf en knippel stel my gerus. So ek is veilig in God se handpalm, selfs in die dood. Kom vat Jesus my aan die hand en hy stap met my deur die dal van die doodskaduwee. Ek is nooit alleen nie. God is altyd by my, in lewe en in sterwe behoort ek aan God. Romeine 14. So om iets te verstaan van God wat vir my kom sê, jy's nooit alleen en jy's veilig in my handpalm, moet ons nie 'n vreesteologie het nie. En ek het dit agtergekom die laaste paar weke, as mense na hierdie boodskap luister wat Dani sou sê, dan is daar vrees wat by mense opkom. En ons het nie 'n vreesteologie nie. Want ons het 'n God van liefde. En jy het jou saak met God reggemaak, en jy kom bely jou skuld, en jy sê, maar ek glo in die opgestane Jesus. En dit maak nie saak watter dag of uur of tyd dit is nie, ek is nou reg. Ek hoef nie te wag nie. Ek gaan nou saam met die Here. Mag dit so wees, dat die wederkoms hierdie week plaasvind, of die wegraping, soos hy dit noem. Dit sal awesome wees. Maar vriende, jy moet nie vasklou aan hierdie goed nie. Moenie 'n vreesteologie begin kry nie. Ons hoef nie mense bang te maak vir die hel, om hulle opgewonde te maak vir die hemel nie. Jy moet in 'n verhouding met die Here self wil staan, nie uit vrees nie, maar om te sê, ek glo. Ek glo in die opgestane Jesus, want ek het 'n verhouding met hom. Ek is dankbaar vir wat Jesus vir my gedoen het, vir my ou sondaar. Ek as tollenaar slaan op my eie bors, en ek sê net dankie. Johannes 16 vers 33. Dit sê ek vir julle, sê Jesus, sodat julle vrede kan vind in my. In hierdie wêreld sal julle dit moeilik hê. Maar hou moed. Jesus kom sê, dit gaan nie maklik wees nie. Daar's tawwe dinge, daar's slegte dinge wat met goeie mense sal gebeur. Hy sê, maar sodat julle vrede in my kan vind, want Jesus is ook die antwoord. Want as jy Jesus het, het jy alles. Interessant genoeg, as ons praat oor die soet en die suur van die lewe, sê Karel Barth die volgende, hy sê, om te leef is om deur die storm en die stilte te gaan, maar om in Christus te wees, is om die ware anker te hê. Om in Christus te leef, dink 'n bietjie Galasiërs 2:20, is nie meer ek nie, maar Christus in my, deur my. Om in Christus te wees, dis my anker in hierdie lewe. Nie die onsekerhede van 'n politikus nie die onsekerhede van 'n regering of 'n land of mense om my wat my kom bang praat nie, maar die anker waaraan ek vashou, waarop ek staan, is Jesus Christus. En ook die toekoms. Om te sê, maar hy wat my verlede daar was, wat gesien het deur wat is ek alles in my lewe. En vriende, ons het vir mekaar die naweek gesê, ons is deur traumas in ons lewens, daar seer dinge gebeur, groot seer goeders, ons is deur siektes,
ons is deur dinge wat met ons gebeur het, insidente, party van die goed het ons self veroorsaak, slegte keuses, ander kere is dit goed wat met ons gebeur het, die invloei goed, waaroor jy geen beheer gehad het nie, en hierdie goed gebeur, en ons kyk terug na our verlede toe, en ons kom sê, dankie Jesus, dat U saam met my was die heeltyd, dat U genade vir my genoeg is. Want in hierdie lewenswoud van ons, waarin ons leef, is daar nie net slegte goed, suur goed nie. Want daar was ook putte van water gewees, vars waterstrome. Daar was vrugte langs die pad. En daar was God se genade gewees. Dink gou terug aan jou lewe, hier waar jy nou sit. Jy hoef nie vir my te sê hoe oud jy is nie. Maar dink gou terug aan jou lewe. Hoeveel keer het God jou ook gedra? Hoeveel keer was sy genade vir jou genoeg gewees? As jy terugdink aan die bome wat jy al afgekap het in jou lewe. Sy genade het ons gedra. Prediker 3 sê, alles het sy vaste tyd. Daar's 'n tyd van vreugde en daar's 'n tyd van hartseer. Maar in die suur en in die soet van hierdie lewe is God se genade die een wat my staande hou. En ek kan net vashou daaraan. My eerste punt wat ek dus maak is dit. Ons almal in hierdie lewe mag in ons verlede verhaal gaan stil staan het en besef het, ons het soet dinge en suur dinge wat gebeur het. Maar in alles is God steeds lief vir my. In alles sê Romeine 8, wat ons gisteraand as teks behandel het, daar's niks wat my kan skei van die liefde van God nie, niks nie. Geen sonde nie, niks wat jy gedoen het nie, niks kan jou skei van die liefde van God nie. Hy is so lief vir jou. Hy is so lief dat hy sy enigste seun, die gevolgtrekking wat Paulus maak in Romeine 8, 31-32, is God is vir jou, wie kan dan teen jou wees, as God vir jou is? En ek praat van die lewende, heilige, enigste God wat ons aanbid. It is amazing. En te weet, hy maak 'n bemoeienis met my ou stof mensie. As julle al daai Louis Giglio video's gesien het, sal julle nou weet hoe groot is die skepping, en hoeveel sterre is daar buite, en ons aarde is eintlik maar klein in vergelyking. En dan kom ons na die aarde toe, dan sien ons Amerika en Europa en al die plekke, dan Suid-Afrika, hier aan die punt van Afrika, en dan kom ons na die Suid-Kaap toe, dan kom ons na Karoo water toe, dan kom ons na hierdie gebou toe vandag, en God weet wat jy dink. Hy weet hoe jy voel vanoggend. Hy weet wat in jou hart aangaan. Dis die almagtige God, wat ons nou gesing het, hoe groot is ons God, want hy ken alles. Tja. Die tweede punt waarop ek net so oomblik wil stil staan, is fokus en fokus reg. Dis wat Hebreërs 12 nou gesê het. Waarop fokus ons? Ek dink ons raak gou meegesleer met Facebook. Ons scroll af en ons sien 'n klomp goed, baie goed ontstel ons, of Instagram of TikTok, en daar's soveel sosiale media daar buite wat ons laat deur beïnvloed. So wat is die goed wat jy toelaat om in jou lewe 'n rol te speel? Watter mense luister jy na watter stemme luister jy? En die vraag is, op wie fokus jy? En dan is die antwoord maklik, kry jou fokus op Jesus. Ek stuur julle gisteroggend uit met Matteus 14, die wat gekamp het sal weet, daar staan, toe Jesus op die water geloop het, toe nooi hy Petrus en sê, kom loop op die water. En Petrus het gesink. Hy het eintlik self uitgespring, hy wou ook eintlik net gedoen het wat Jesus doen. En dan sink hy. Hoekom? Hoekom dink julle sink hy? Sê weer, julle moet daar sê. Sy fokus. Klein gelowig en sy fokus skuif. Hy kyk af, hy kyk nie meer op nie. Sy fokus is nie op Jesus nie. Vriende, as die oomblik as jy rondom jou gaan begin kyk, en jy kyk die kruis mis, het jy moeilikheid. Die oomblik as jy nie Jesus met alles in jou vertrou nie, het jy moeilikheid.
Kolossense 3 vers 2 sê, rig julle gedagtes op die dinge daarbo, nie op die dinge op die aarde nie. Waar is jou gedagtes? Waar is jou gedagtes elke dag van die week? Ek weet ons werk, ek weet ons is in die skool, ek weet ons is met dinge besig, en dan partykeer gaan sit ons net, iemand sê dit in die naweek, dan sit ons so zombies, sit net so. Wat maak jy met daai tyd van jou? Is dit optimale tyd vir God, of nie? Dietrich Bonhoeffer, die bekende teoloog, sê, wanneer alles in die wêreld onseker lyk, en kom ons sê dit maar, die wêreld is op sy kop gedraai op die stadium, oorloë wat dreig om te gebeur, ek dink aan Rusland, ek dink aan Amerika, Noord-Korea, en dan kyk jy maar, hoe gaan dit in wêrelddele wat dit gevaarlik is, om te gaan praat oor Jesus. Dietrich Bonhoeffer sê, wanneer alles in die wêreld onseker lyk, is dit net Christus, wat die vaste punt van sekerheid bly. Dis net Jesus, wat vir my 'n vaste punt van sekerheid gaan wees, in die tye wanneer die storms in my lewe losbars. My vraag vanoggend is, waar is jou fokus? Dan die derde punt, in hierdie woud van die lewe, as ons besig is om te kyk terug op die lewenspad wat ons gestap het, en ons het gaan stil staan, en ons kyk waarmee is ons huidiglik besig in die teenwoordige tyd, moet ons ook 'n bietjie opklim in die hoogste boom en kan vorentoe kyk, die TMO of die chopper pilot kan wees wat bo vlieg en kan sien, maar wat gaan aan? Was nou gister interessant toe ons nou in daai rookbrand sit, dan dink jy nou nogal aan baie dinge. En toe sien ek, hier kom so vliegtuig al in die ronde gevlieg. Vliegtuig vlieg al in die ronde, en dan kom die chopper in, en hy gaan skep water, en hy gooi. So die vliegtuig moet vir die chopper ou sê, waar hy moet gooi. Dit was nogal vir my mooi. So die vliegtuig is 'n klein vliegtuigie, maar hy vlieg die hele tyd in die ronde. Ek dink, daai ou moes seesiek gewees het op 'n stadion. Hy die hele tyd so in die ronde bly vlieg. So hy praat dan nou aan mekaar met die ou in die chopper, om te sê waar hy moet gooi, waar hy die water moet gooi. En jy moet baie keer in daai boonste vliegtuig wees om vir die onderste ou te kan sê wat hy moet doen. Jy moet baie keer daai view kan hê, daai uitsig kan hê van daai boonste vliegtuig. Om te kan sê, dit is wat jy moet doen. Want anders sal daai chopper die hele tyd op die verkeerde plek die water gegooi het. Ek het dit dadelik besef. Want hy vlieg in die rook en so hy weet nie waar om te gooi nie. Hy moet na die boonste ou luister. Hy moet verstaan. Dit is waar ek nou moet laat los. Augustinus sê dit so mooi, ons harte is rusteloos totdat dit rus vind in U, o Here. Ek het gaan kyk wat sê Max Lucado, hy praat snaaks nog ook oor die woud van die lewe. En dis een van min ouens wat ek het hierdie woudgedagte al baie lank in my teologie en in my kop. En Max Lucado sê die volgende oor die woud van die lewe. Hy sê, wanneer Christus jou fokus is, kry die woud van die lewe nuwe perspektief. Jy sien lig selfs deur die digste takke. Is dit nie mooi gesê nie? Om die lig te sien selfs deur die digste takke van jou woud van jou lewe, want Christus gee vir jou perspektief. As jou fokus op hom is. Hy is die weg, die waarheid en die lewe, Johannes 14. 2 Korintiërs 4 vers 18. Ons hou ons oog nie op die sigbare dinge nie, maar op die onsigbare. Want die sigbare is tydelik, maar die onsigbare is ewig. Om op die ewige te fokus. Is jou hart rusteloos vanoggend? Is jy bekommerd oor 'n teologie wat tans in die lug hang, wat jou bang maak? Waar is jy vanoggend? En waaraan dink jy? In die woud van die lewe. In die woud van die lewe was daar seer, daar was struikelblokke, daar sondes en daar's teleurstellings. Maar in die woud van die lewe is daar ook nuwe bome, nuwe uitdagings, nuwe geleenthede.
nuwe groeitye. En nie alles was sleg wat gister was nie. Daar's wonderlike dinge ook wat in jou lewe gebeur het. Daar's genade wat jy ontvang het, waarvoor ons moet dankie sê. Dankie vir God se goedheid en seën en sy hand van beskerming oor my. Ons sit vanoggend hier. Ons kan asemhaal. Ons sit vanoggend hier en ons gaan nou lekker vuur aansteek en saam braai. Ons sit vanoggend hier en ons het die lewe gekry en dit in oorvloed. Ek dink is belangrik dat ek en jy vanoggend moet weet. Ons is geseënd. Geseënd is jy as jy weet hoe afhanklik jy van God is. Makarios, Matteus 5 vers 3. Ek wil so 'n paar wenke gee as jy nou wegbeweeg vandag die toekoms in die woud van die lewe. En dis 'n paar kort wenke, maar vat dit saam met jou in die woud van die lewe. Die eerste wenk is dit, soek jou rigting in die woord en in gebed. Vriende, moenie jou ore uitleen na onnodige fake nuus nie. Moenie jou ore uitleen vir enige iemand nie. Gaan soek jouself. Die Bybel, woord verklaar woord. Jy kan dit maar gaan kyk. God is baie duidelik in sy woord. Daar's geen onduidelikheid nie. Ons weet wat ons mag en ons weet ook wat ons nie moet doen nie. Ons kan 'n klomp dinge sê en ons het oor Charlie Kirk ook gisterand gepraat, maar hy het woord aangehaal, ten minste. Hy het nie die huisgenoot gebruik of gesê hy dink, hy voel so nie, of hy hoor goed nie. Hy het woord aangehaal. En dit is belangrik as jy praat, dat jy sal woord aanhaal. En dan moet jy bietjie gaan kyk wat sê daai teks. Dan moet jy bietjie dieper gaan delf. As net, ek dink dit, ek vermoed dit, gaan doen 'n studie. Psalm 119 sê, U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig op my pad. Dis my kompas. Ek kyk na die Bybel, ek lees hom, dan dink ek daaroor, en ons het in die naweek het ek het telke male vir almal gesê wat gekamp het, as jy Bybelstudie doen, vat 'n teks, lees die teks, dalk het jy 'n Bybelstudieboekie wat jy saam doen, lees dit, dan bid jy, dan lees jy dit weer, dan gee jy kans vir God om met jou te praat. So ons praat van contemplate, jy gee kans dat die Here ook met jou kan praat. Dan lees jy dit dalk weer, en dan bid jy. Want ongelukkig in gebed is ons monoloog besig. Ek sê net vir Vader die hele tyd my behoeftes, en Here help my, en ek het hierdie lyste, en ek bid vir dit, en ek bid vir dat, maar wanneer gee jy kans vir dialoog, dat God ook met jou kan gesels? Dan die tweede wenk wat ek vir julle wil gee is dit. Hou vas aan die gemeenskap van gelowiges, jou kerk. Jy het jou kerk maar nodig. So baie keer die sê ding van die kerk gaan my nie in die hemel bring nie, dit is waar. Ek wonder baie keer hoeveel mense is in die hemel wat nooit in die kerk was nie. Want waar gaan jy die geklank van die woord hoor? En om iets te verstaan van, hou vas aan die gemeenskap van gelowiges, jy hoef nie alleen deur die woud te stap nie. Jy het medemense wat saam met jou stap. En ek het die hele naweek opsetlik dit nie gedeel nie, deur te sê, ek kyk na hierdie ou en hierdie ou kap alleen deur die lewe. Dit het so oorgekom, maar eintlik is daar baie mense wat om jou ook besig is met bome. En party het groot dik bome wat hulle moet afkap. Jy het dalk 'n kleintjie. Jy ken nie die ou langs jou se boom nie, want jy fokus net op jou boom. En dit is belangrik om te weet dat ons mekaar se laste moet dra. Galasiërs 6 vers 2, dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus. Dat ons mekaar ook sal help, as ons op die toekoms fokus. Gebruik die mense om jou konstruktief, positief. En dat jy saam op pad sal wees. Hoe wonderlik sal dit wees as ons almal Woensdag saam in die hemel opgeneem word. Dit sal amazing wees. Terwyl ek het sê, kom sit 'n vlieg op my, nou klap ek om so 2 keer. Gaan dan nou vlieg in die hemel wees? Ek het nog nie daaroor gepraat. Folly, wat sê julle? Hy was Jesus gehandel as
was op die kruis was die eerstes wat teen was. Nee, verseker, nee, ek stem, dit is so. Ja. So dit wys ek is daarom in die waarheid besig vandag, nee. Ok. Hou vas. Die derde punt, wat het my 2 oor, dan sê ek amen en land die vliegtuig. Die derde punt, wat jy saam met jou die toekoms invat. Sing en prys die Here selfs in donker tye wat kom. Dit is moeilik om dit te hoor. Paulus en Silas, daar in Handelinge 16, sit hulle in die tronk, en wat doen daai 2 bere? Hulle begin te sing. En hulle loof en prys die Here. Jy kan dit nie dink, jy in moeilike omstandighede, in die tronk. En ek kan vir julle sê, ek het nou gisteraand opsetlik vir julle lekker gospelmusiek ook gespeel aan die einde, want geestelike musiek is vir my die wapen teen moedeloosheid. Het julle dit al agtergekom? Ek sit baie keer sommer net in die oggende sit ons daar in die huis geestelike musiek aan. Dan gaan dit so 'n bietjie beter. Dan is al die gemoedere ook sommer rustig, nee. So voor skool en voor dinge gebeur. Sit jou voor jou dag begin. Ek beleef die Here deur musiek. Dis een van die maniere en deur Bybelstudie, deur die natuur en deur 'n paar ander maniere ook. Daar's ten minste 7 maniere hoe jy God kan beleef wat ons al identifiseer het. En ek kan nou vir jou sê, sing en prys die Here, dit het Paulus en Silas gedoen in die tronk, hulle het in 'n lofprysing uitgebars in die middel van die storm. Dis wanneer ons moet sing. Dis wanneer ons die Here moet loof en prys. Habakuk 3 sê, al sou die vye boom nie pot nie, en daar geen druiwe aan die wingerde wees nie, nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig in God my redder. Ja, die Here my God, gee vir my krag. Hou vas aan dit. Dis waarop ons moet fokus. Die laaste punt. Herinner jouself dat die woud van die lewe is nie jou eindbestemming nie. Dit het ek ook nie vir julle Vrydag gesê nie. Die woud van jou lewe is nie jou eindbestemming nie. Die nuwe Jerusalem is. Ons gaan maar net deur hierdie tentwoning. En die tentwoning is maar kort. Sjoe. Party mense sterf vroeg. Ja, ek het al begrafnisse gedoen van baie jong mense. Sjoe. Ek dink nou aan een spesifieke iemand wat nou onlangs so 'n paar jaar terug, John Lien sal die mense ken, 'n seentjie van 3 jaar oud wat gesterf het, so voor my. Ja, dis taaf. Maar herinner jouself dat jy 'n einddoel het, 'n eindbestemming. En jou eindbestemming is die nuwe Jerusalem. En ek bid dat ou Dani reg is. Ek bid regtig daarvoor. Ek dink dit sal amazing wees as hy reg is. Maar as hy nie is nie, gaan ek hom nog steeds seën. Ek gaan hom nie vervolg nie, ek gaan hom seën. Ons gaan nie as Christene teen mekaar nie. Ons maak mekaar nie seer nie. Maar een ding weet ek. Ons eindbestemming staan vas. En dis die nuwe Jerusalem. Ek hou vas. Filippense 3 vers 20. Man, jy's nie 'n Steersburger nie. Ek wil dit net vir jou herinner, op nie McDonald's burger nie. Jy's 'n burger van die hemel. Wow, daar staan dit geskryf op. Filippense 3 vers 20. Ons is burgers van die hemel. Julle het gedink julle is KFC burgers, nee Johan. Hierdie man eet sy hoender, hy like it. Nee, ons is burgers van die hemel. Wat beteken daai woord? Ons burgerskap is in die hemel. Ons het 'n fokus. Ons weet waant ons op pad is, die nuwe Jerusalem. Ou Michael sing dit so mooi, wat aanbreek as daai dag en uur sal kom. Maar vir nou, hier is ek reg.
is ek gefokus. En maak nie saak of dit Woensdag is of nie Woensdag is nie. Dit pla my nie, want ek is vandag reg. Nou moes ons amen gesê het. Ek sluit af. Dit klink so. Augustinus het gesê, ons harte is rusteloos, totdat dit rus vind in U, o Here. Ek bid, en ek het dit gebid al in die begin van die naweek, dat almal se harte sal rus vind in God. Maak nie saak hoe lyk jou lewe nie, dat jy alles by die voetbank van Jesus sal kom neersit, en net sê, ja, ek moes bietjie wegkom ook uit die dorp uit, en ons het almal maar 'n gejaagde program, en ons is besig, en julle het moeite gedoen om te ry vandag hiernatoe. Ek sê vir julle baie, baie dankie vir dit, en net om te sê, ek maak tyd om weg te kom, om perspektief te kry, externaliseer is die sielkundige term, en ek kom sê, Vader, verkoop my, dat wanneer ek terug gaan dorp toe, my fokus op U sal wees. Wanneer ek terug gaan skool toe, of na my werk toe, of daar waar U my geplaas het, laat my fokus sal op U wees. En nie op my dinge nie. It's not about me, Jesus, it's all about You. En daarvoor loof ek die Here. Kom ons gaan leef reg, maak nie saak watter dag of watter uur jou dood aanbreek nie, of die wederkoms nie, maar kom ek gaan leef nie in vrees nie, maar ek gaan leef reg. Wat 'n dag het ook al is, Quintus is reg, is jy. Amen. Ek gee so 'n minuut van stilte, en dan gaan ek vir ons afsluit met gebed, maar ek gee so 'n minuut van stilte, wat jy nou net eers met Vader kan gesels oor dit wat jy nou gehoor het, jy het 'n klomp goed gehoor, en dan gaan ons afsluit. Here, U ken elkeen se hart wat vanoggend bid, en U weet ook, Vader, wat in elkeen se lewe aangaan. En daarom wil ek vanoggend kom bid, Here, vir hulle. Ek tel hulle in die skoot, en ek vra, wees hulle genadig. Dankie, Jesus, dat ons hierdie naweek deur die woud van ons lewe kon gaan, en dan ook vanoggend kan afsluit met die wete, maar U vat my nou aan die hand, en U stap met my die toekoms in, hand aan hand. Daar's medegelowiges saam met my op pad, maar U, Here, is primêr, U neffens my, U is in my, langs my, om my, agter my, voor my. En Here, U stap saam met my hierdie pad. Ek het geen vrees nie, geen bekommernis nie, want ek gee alles vir U vanoggend. Kom lê my lewe in die voetbank neer, Here, en ek vra, wees my sondaar genadig. Dankie, Jesus. Dankie dat ons nou vanoggend net kan saamvat en kan afsluit, en dan ook as medeboetie en sussie kan saam braai en saam eet, en ek bid nou al reeds en sê, dankie vir daai voedsel wat ons kan nuttig, Here, want ek weet, dis alles net genade. Seën dit asseblief ook in ons liggame. Here, seën ons saam wees nou verder die res van hierdie dag. Maar nou kom ons Vader en ons kom sê, ons vra, en ons kom pleit, doen U wil in ons lewens. Nie my wil nie, Here, U wil. U tyd is die beste tyd, U wil is die beste wil. Here, U ken my behoeftes, U ken my toekomsdrome en planne, maar nou kom ons, en ons vra, Here, ek het nou alles vir U kom gee, maar as dit U wil is, nie my wil nie, U wil. Amen. Kom ons sing dit ook, julle moet nou hard sing, my stem is nou weg. Kom ons sing dit nou, kom ons sing dit, kom ons staan op. Doen slegs U wil, Heer, U wil met my, die potte bakke, met my die klei, en vorm my en maak my, net soos U wil, op U bly wag ek, nedergestel, doen slegs U wil. Ons sê dit net weer, Heer, dit is dwaasheid, skies.
Heer, dit is waarheid om weg te bring. As dit te laat is, bidloos te smeer. Selfnavigator, self my strateer. Duisende lewens, doelloos en leer. Hou my gewillig onder die hand. Lei my emosies, krag en verstand. Evil ek dien, Heer, evil ek Heer. U weet die beste, u moet terugkeer. Kom ons bly gestaan en ontvang ons nou die seën van die Here. En dan weet ons ook dat die Here met ons op pad is. En dan wil ek net so een afkondiging maak. Mag die Here jou seën en beskerm, mag hy tot jou redding verskyn en jou genadig wees, mag hy al jou gebede verhoor. En mag jy in sy vrede leef. Daai vrede van God, mag dit in jou wees. 'n Vrede wat Paulus in Filippense 4 in die tronk beleef het. Ek loof U Jesus tot in alle ewigheid. Amen. Amen.